Here, baie dankie vir die lieflike reën wat daar buite val. Dankie dat U op 'n wonderlike manier vir ons sorg. Dat ons dit ook sien in die waters wat oor letterlik die lengte en die breedte van ons land nou uitsak. Dankie dat ons weet U is inderdaad in beheer, soos ons nou ook gesing het. Dat ons seer, en ons hartseer, en ons pyn, en ons kommer, en ons twyfels, en alles wat in ons harte soms woed, na U toe kan bring. Dat ons mag leef vanuit die belofte, dat niks ons uiteindelik ooit van U liefde sal kan skei nie. Nie hartseer nie, nie pyn nie, nie dood nie. Niks anderster in hierdie lewe nie. Dankie dat U 'n goeie God is wat vir ons padtekens in ons lewens gee. Waarop ons ook ons gedagtes en ons aandag en ons oë kan rig om uiteindelik ons harte veilig te hou in hierdie lewe. En as ons vanmôre by hierdie laaste ene stil staan, dan is dit my gebed dat U ook deur hierdie beeld, hierdie narratief wat ons sal gebruik, werklik met elkeen van ons 'n in diepte gesprek sal hê. Sodat ons ook gevul en gevoed hier sal kan uitloop en dit dan ook in ons eie lewens sal gaan doen. Dankie dat ons U daarvoor kan vertrou, o Heilige Gees. Ons bid al hierdie dinge in die naam van ons Here. Amen. Kom ons maak solank ons Bybels oop by 2 Korintiërs 13, 2 Korintiërs 13. En ons gaan daar net 'n paar verse lees. Van vers 10 af, vers 10, 11, 12 en 13. Vriende, die prentjie wat jy op die bord sien is 'n baie bekende bordbeeld deesdae hier rondom ons. As jy omtrent in enige rigting ry iewers, sal jy padwerke raakry. En padwerke is nie vir een van ons net lekker of maklik nie. Ons sien dit as ongemaklik. Ons sien dit as dikwels 'n stukkie tydmors. Dit steel so 'n bietjie van jou tyd. Dit steel so 'n bietjie van jou vreugde, want jy is eintlik op pad op vakansie en nou moet jy by 'n stop ry, moet jy kort breek. En partykeer moet jy net lank in 'n ry agter iemand anderster aanry. So padwerke is nooit sommer net vir enige iemand baie lekker nie. Ons dominetjie daar in Senekal sê in die week vir my in 'n vergadering by Bloemfontein dat sy nou 'n uur langer moet ry van Senekal of Bloemfontein toe as gevolg van die 4 of die 5 rystoppe wat nou daar op die pad is. Ek moes gister vir nog 'n vergadering in Bloemfontein gewees het en as jy nou die pad Bloemfontein toe vat, dan lyk hy so, dankie Dani. Ek het sommer so, terwyl ek gery het, net so 'n videoetjie geneem vir kilometers en kilometers, ry hy so op 'n enkelbaan. Die helfte van die N1 is nou al toegemaak, en as jy nou 'n vragmotor voor jou kry, daar is nie verbygaan nie, daar is nie ander maniere, ander alternatiewe nie, jy sit eenvoudig maar net agter daardie voertuig, en dit maak natuurlik dat die bloed by baie ouens bietjie kook, en die ongemaklikheid en die ongeduld baie sterk ook na vore kom. Maar net soos wat daar padwerke in ons land oral aan die gang is, so ook uiteindelik in ons eie lewens. Padwerke is deel van dit wat in ons lewens gebeur. Padwerke verteenwoordig daardie geleenthede, daardie omstandighede of daardie mense wat die Here deur sy Gees op ons lewenspad plaas, om uiteindelik vir ons te help om te groei, om veiliger in te wees, om beter te wees. Want dis mos die doel van padwerke. Wanneer jy moet stop by 'n geleentheid waar daar 'n padwerke is en jy is moeilik daaroor, dan dink ons nie altyd daaraan, maar dis tot voordeel van ons almal nie. As hierdie padwerke afgehandel is, dan gaan mens baie lekker ry. Dan is die pad weer oop en die pad is heel en die pad is oorgedoen en dis soveel veiliger om op daardie pad te ry. Geen een van ons wil tog Kaap toe ry op 'n pad wat lyk soos hierdie hoek, hier op die hoek van Brummer en Jansenstraat nie. Wat vol gate is, wat jy amper nou glad nie meer kan ry nie. So daarom is padwerke nodig om uiteindelik paaie in stand te hou. En presies dieselfde ten opsigte van ons geestelike lewe. So welkom by ons heel laaste padteken waarby ons gaan stil staan. Padwerke voor is ongemaklik, dis nie lekker nie, dit mors soms tyd, maar dis absoluut nodig.
Kom ons lees daar uit 2 Korintiërs 13, daarvan vers 10 af. Dis Paulus wat aan die woord is, en hy skryf vir die gemeente, dis sy laaste woorde, sy laaste opdragte wat hy vir hulle gee. Daarom skryf ek hierdie dinge, terwyl ek nog van julle af weg is, want wanneer ek kom, wil ek nie met die gesag wat die Here aan my gegee het, streng teen julle optree nie. Met die gesag moet ek opbou, nie afbreek nie. En dan ons teksvers waarby ons gaan stilstaan, die 5 gedagtes wat daarin na vore kom. Verder broers en susters, wees bly, streef na geestelike volwassenheid, aanvaar vermaning, wees eensgesind, leef in vrede. En die God van liefde en vrede sal by julle wees. Dan het ons nou gehoor, hy skryf dit vir die broer, en dan is die opdrag in vers 12, groet mekaar met die soen van Christelike broederskap. Dis nou iets wat so 'n bietjie verlore gegaan het. Ons doen dit nie meer so baie in die kerkie, maar in die vroeë kerk was dit maar die gebruik om vir mekaar te groet. Kan ek sommer maar net so vinnig sê, dit eintlik nou niks met dit te doen nie, maar dalk is dit nodig om dit ook net te hoor. Die soen in die Bybelse tyd was juis 'n teken van aanvaarding. En dis hoekom dit so verskriklik was, dat Judas Jesus met 'n soen verraai het. Want die soen het eintlik die teenoorgestelde gesê. Die soen het gesê, ek aanvaar jou. Ek is lief vir jou, jy is deel van my mense. En Judas gebruik daar dieselfde teken om Jesus te verraai. Dis so verskriklik seer daardie soen eintlik was. En dan eindig hy met die seënbede wat ons so baie keer ook bid. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Nou vriende, Paulus was die stigter van die gemeente in Korinthe. Daar was nie 'n gemeente nie, met sy sendingreis het hy by Korinthe aangedoen en hy was die stigter van daardie gemeente. Toe hy weg is en verder op sy sendingreis is, moes hy deur die grapevine en deur die telegramme wat gestuur is, moes hy gehoor het, dit gaan nie goed in die gemeente nie. Trouwens, dit gaan eintlik baie sleg in die gemeente. Daar is 'n klomp gemors wat in die gemeente aan die gang is. Daar is verdeeldheid, daar is 'n gebrekkery oor gawes, daar is onreëlmatigheid by die nagmaal, die huwelike val uit mekaar uit, en noem nou maar op, as jy die hele 1 Korintiërs brief gaan lees, dan hoor jy oor en oor hierdie goed wat hy hulle mee oor aanspreek. Dit was nou sommer net 'n klomp moeilikheid wat daar was. En hy vat 'n hele brief om uiteindelik daaroor met hulle te praat. Ek dink nie, dit kon baie lekker gewees het om daardie brief te ontvang en dit te moes lees in die gemeente nie. Want dis nie lekker stof om te hoor nie. Dis verkeerd, dit doen julle nie reg, so moet julle dit nie maak nie. Dis omtrent die trant van die hele brief. En dan lyk dit of dit gewerk het. Want as jy 2 Korintiërs lees, en jy moet dit dalk tog op 'n dag doen om 1 Korintiërs en 2 Korintiërs sommer so in een sit te lees, so saam deur te lees, dan kom jy agter dis totaal 'n ander aanslag. Nou het hy baie meer 'n tipe van 'n pastorale besorgdheid oor hierdie gemeente, en hy praat op 'n baie sagter manier met hulle as wat dit in 1 Korintiërs was. Ons weet natuurlik dat daar tussen 1 Korintiërs en 2 Korintiërs nog 2 briewe was wat hy vir Korinthe geskryf het, wat ongelukkig verlore gegaan het. Die een brief is die sogenaamde tranebrief, wat vir ons sê, dit was op daai stadium nog steeds nie lekker in die gemeente nie, dat hy letterlik in trane gesit het en hierdie brief geskryf het oor hierdie gemeente in Korinthe, wat die dinge net nie reg kry nie. Maar iewers het dinge verander. En nou in 2 Korinthe kom jy agter, dis nou pastoraal, dis nou omgee, dis nou 'n sagte hart wat nou praat. En dan sluit hy hierdie brief af met 5 opdragte wat hy vir die gemeente gee. Wat hy sê wat julle teenoor mekaar moet gaan doen. Wat julle as gemeente saam moet doen, sodat julle as gemeente van Christus lig in daardie wêreld kan wees. Dis die padwerke waarby ek vanmôre wil stilstaan, daardie oomblikke, daardie mense, daardie goeie wat ek en jy moet doen om uiteindelik geestelik te kan groei en nader aan die Here te kan leef. Baie keer bring die Here iemand op my pad net om vir my vir daai oomblik te breek en te sê, kyk 'n bietjie. Hou net 'n bietjie vas. Stop net so 'n oomblik. Oordink net weer. En dan gaan ons aan. Die eerste wat hy sê, wat ons in vers 11 lees, is wees bly. Dit klink so simpel, maar blydskap is een van die kerneienskappe van gelowiges wat ek dink in hierdie tyd so bietjie verlore gaan. Mense is meer moedeloos, sonder hoop, negatief, pessimisties as wat hulle bly is.
En as jy nou die res van Paulus se briewe gaan lees, dan hoor jy omtrent in elkeen van sy briewe is hierdie opdrag: wees bly. Die baie bekende Filippense 4:4 sê dit mos uitdruklik: wees altyd bly in die Here. En daai kwalifikasie is so belangrik dat ek en jy dit moet hoor. Ons blydskap is in die Here. Ons blydskap is nie in ons omstandighede nie. Ons blydskap is nie in dit wat rondom ons gebeur nie. Ons blydskap is fundamenteel gegrond in Christus Jesus. Want vriende, as ons blydskap in ons omstandighede was, dan is dit soos wat ek dit baie keer vir julle sê, dat ons die uitdrukking sal gebruik, dit gaan goed onder omstandighede. Terwyl jy dit nooit by Paulus sal hoor nie. Ek het dit nou al hoeveel keer gesê, as ek nou sê 100 keer, dan oordryf ek seker, maar jy weet, dis my uitdrukking. As jy vir my sê, dit gaan goed onder omstandighede, dan sê ek, nee, jy verstaan nie. Dis nie hoe Paulus ons leer nie. Paulus sal sê, dit gaan goed ten spyte van omstandighede. Of dit gaan goed ongeag die omstandighede. En die beste voorbeeld wat ons daarvan kry is natuurlik in Handelinge 16. Paulus en Silas sit in die tronk in Filippi, en hierdie einste plek vir wie hy uiteindelik skrywe, die blydskapsbriefie van wees altyd bly in die Here, hy sit in die tronk. Hulle het vir hulle moeg geslaan. Hulle rugge is flenters geslaan. En dan lees ons daar in hoofstuk 16, hulle sluit vir hulle toe in die binneste van die binnehof. Dit was 'n plek wat geen lig, geen venster, geen niks gehad. Dit was pik donker geweest. En dan hoor ons nog daarmee saam, hulle het hulle in voetboeie vasgemaak. Bedoelende, jy het teen die muur, hulle het jou teen die muur laat sit, so in 'n 90 grade posisie, en dan het hulle jou voete voor jou in houtblokke vasgemaak. Jy kon nêrens heen beweeg nie. Nou kan jy dink met stikkend geslaane rugge, is dit wat rugge. Hoe in die lewe moes dit gewees het om die hele tyd teen daai growwe muur met 'n stikkende rug te sit? Maar dan hoor ons, vers 25. Teen middernag het Paulus en Silas lofliedere tot eer van God gesing. Dis wanneer jou blydskap in die Here gesetel is, en nie in jou omstandighede nie. Want as jy net omstandighede gevat het om bly te wees, sou Paulus hulle dit nie reg gekry het om in daardie oomblikke lofliedere en vreugdeliedere te sing nie. Maar omdat Paulus geweet het sy blydskap is in die Here, dit wat hy uiteindelik ook in Filippense skrywe, wees bly in die Here, omdat hy weet sy blydskap is in die Here, maak die omstandighede uiteindelik nie meer saak nie. Kan dit die slegste van slegste omstandighede wees? My blydskap is in die Here. Daarom is dit die eerste padteken wat ek vir myself moet vanmôre vra, hoe lyk dit in my eie lewe? Is ek meer negatief, meer beswaard, meer moedeloos, meer sonder hoop? Is dit nodig dat iemand dalk vir my moet vanmôre sê, hoor jy, hou op daarmee? Leef vanuit die oorwinning van Christus? Word vir 'n slag bly in die Here? As om voortdurend skouers hangende te loop oor alles wat verkeerd is en alles wat verkeerd kan gaan in hierdie lewe? Ek ken mos die ou verhaaltjie wat vertel word van Martin Luther wat soms so geweldig depressed geraak het, in depressie verval het. En toe op 'n stadium toe sê sy vrou vir hom, toe skryf sy so groot daar iewers op 'n bord, God is dood. En Martin Luther verloor het toe mos nou heeltemal en sê vir haar, hoe in die lewe kan jy sê God is dood? Toe sê sy, maar jy leef asof God dood is. Leef omdat jy weet Jesus leef. Omdat hy vir jou uit die dood kom optel het en vir jou die ewige lewe gegee het. Dit gee vir ons blydskap. Ons blydskap is in die Here. Dis ons eerste padteken. Stop. Tweede een is hy net die volgende woorde, en streef na geestelike volwassenheid. Want daar's min dinge wat jou geloof so uitdaag, soos wanneer dinge nie uitwerk soos jy dit graag wil hê nie. Daar's min dinge wat jou geloof so uitdaag, soos wanneer dit langer vat as wat jy graag wou gehad het, vir vrede, of vir weer geluk, of vir 'n uitkoms, of vir, noem dit maar. Maar wanneer jy swaar kry, of seer, of sleg op sleg beleef, dan is dit nogals baie, dan is dit juis wanneer jou geloof uitgedaag word, en jou geloof getoets word. Maar nou hoor ek dat Paulus daar in Romeine 5 sê, dis hoe dit moet wees. Swaar kry, hy begin nogals met die woord om te sê, verheug julle in die swaar kry, want soos julle weet, swaar kry kweek volharding. En dan sê hy in volharding, kweek egtheid van geloof. Of in hierdie terme, geestelike volwassenheid. Nee, jy word nie geestelik volwasse as alles net so maklik, snappy, lekker, eenvoudig is nie.
Dis soos die ou wat gebid het en gesê het, Here, asseblief, ek is vreeslik ongeduldig, leer my geduld, gee vir my geduld. En elke keer as hy in die winkel kom, dan staan hy 20ste in die ry. En as hy by 'n plek in hardloop en hy moet vinnig iets kry, dan is hy 10de in die ry. En na 'n week kan hy dit nie meer hou nie en hy val op sy knieë neer en hy sê, Here, maar ek het dan vir U gevra, leer vir my geduld. En te sê die Here vir hom, hoe anders wil jy geduld leer as om juist te wag, om juist agter in die ry te wees. Jy leer nie geduld as jy instap en alles is dadelik daar nie. Jy is altyd eerste, jy het nooit nodig om te wag nie. Jy leer geduld deur die proses van wag. En dis wat Paulus vir ons sê, geestelike volwassenheid kom na aanleiding van swaar kry op swaar kry, van beproewing op beproewing, van uitdaging op uitdaging. Streef daarna, dit moet ons hoogste prioriteit wees, sê Paulus. 3. Aanvaar vermaning. Ek dink dis een van die moeilike goed in die kerk, dat ons nie baie lief is daarvoor nie. Die Spreukedigter sê in Spreuke 12:26, die regverdige laat sy pad vir hom wys deur 'n vriend. 'n Vriend help jou om op die regte pad te bly. In een van die vorige, ek het dit nou nie vinnig gaan kyk wanneer was dit, maar in een van die vorige padtekens het ek gepraat van, dis een ding wat ons nogals mis in Suid-Afrika teologie, né? Hierdie hele gedagte van accountability. Dat jy 'n vriend of 'n mentor het teenoor wie jy accountable is. En daai ou bel jou gereeld, hy's gereeld by jou, hy's gedurig met jou in kontak om te hoor, hoe gaan dit met jou in jou geestelike lewe? Met watter sonde stoei jy op hierdie stadium? Watter versoeking het jy aan toegegee? En hierdie ons het 'n baie opener hy teenoor mekaar. Ons is bang daarvoor. Want omdat die stories loop so vinnig. As jy teenoor iemand moet bely, jy stoei so bietjie met hierdie of met daardie sonde of met hierdie of daardie versoeking. Daarom hou ons dit dikwels vir onsself en ons is nie accountable teenoor iemand anderster nie. Paulus sê, vermaan mekaar. Geef vir mekaar, hoor die oor hierdie, dit werk nie. Ons is nogals gemaklik om vir kinders te kan sê, ons praat nie so nie. Jy doen nie so nie, jy maak nie so nie. Maar as groot mense presies dieselfde doen, dan mag jy dit nie sê nie. Dan vat jy eksepsie as iemand vir jou sê, ons praat nie so nie. Ons doen nie so nie. Hierdie pad waarop jy gaan is 'n gevaarlike pad. Hoor die vermaaning. Paulus sê dis een van die stoppe by padwerke. Wees gemaklik om uiteindelik vermaan te word. En dan die laaste twee loop eintlik saam. As hy sê, wees eensgesind en leef in vrede. In al Paulus se briewe sal jy dit ook hoor. Dat hy oor en oor van eensgesindheid praat. Jesus maak dit natuurlik baie duidelik daar in Johannes 17 as hy daai gebed het om te sê, ek bid Here dat hulle een sal wees. Want niks breek mag en krag en geluk in 'n gemeente so vinnig soos verdeeldheid nie. Soos 'n dwarstrekkery, soos konflik. Soos iemand wat altyd anderster wil wees nie. Daarom is dit in elkeen van Paulus se briewe wat hy in 'n gemeente skrywe, daardie opdrag, wees eensgesind. Wees een van hart en een van gedagte is wat die woordjie eensgesind beteken. Kom weg van konflik, kom weg van ouens wat die heeltyd anderster wil wees. Dit skep geen vrede nie. Vrede kom juis wanneer daar eensgesindheid is. Vrede ontbreek wanneer daar konflik is en wanneer daar twis is. Wees eensgesind en leef in vrede. En dan kom die belofte daarmee saam en die God van liefde en vrede sal by julle wees. Vriende, padwerke is nooit lekker nie. Dis so 'n bietjie 'n tydmors as jy haastig is en jy moet by 'n plek kom en jy moet 'n uur langer ry. Maar ek en jy weet hoe nodig dit is. Ons weet hoe nodig dit is om uiteindelik ons paaie en ons land in stand te hou, dat daar gereeld oral padwerke moet wees. Net so in my lewe. Al leef ek hoe naby aan die Here, is dit soms nodig dat ek ook in my eie lewe iemand kry, 'n gebeurtenis kry, 'n geleentheid kry waar die Heilige Gees in my lewe kom inkoop en sê, ek wil met hierdie persoon of deur hierdie gebeure wil ek so 'n bietjie in jou karakter kom skaaf. Ek wil so 'n bietjie aan jou bou, ek wil so 'n bietjie vir jou meer en meer vorm om nog meer en meer soos ek te wees en soos ek te doen. Dit geskied deur blymoedig te wees in die Here. Dit geskied uiteindelik om te groei deur swaar kry en deur beproewings tot geestelike volwassenheid. Dit gebeur deurdat ek toelaat dat iemand my teregwys wanneer ek nie die regte ding doen nie. Dit gebeur wanneer ek my toespits op eensgesindheid
en om in vrede met mense te leef. Ons het in hierdie eerste kwartaal, het ons by 6 padtekens stilgestaan, en ek weet julle was nie almal hier so nie, so ek gaan net gou al 6 preke weer deurwerk, dat julle net almal daarom op hoogte is van presies hoe dit was, so ja, daar is nog genoeg tyd. Ons eerste een, dankie Dani, eerste een was die stopteken, wat ons vir mekaar gesê het, die belangrikste teken, hè? Hoeveel mense het al hulle lewens verloor, hoeveel mense het al seer gekry, vanweë iemand wat 'n stopteken geïgnoreer het. Stoptekens is daarom vir ons te sê, breek, besin, herbedink, evalueer, maak seker jy is op die regte pad. Tweede een het ons gesê, dit beteken juist dat as jy agterkom, jy is op die verkeerde pad, jy is op 'n doodloopstraat, dat jy sal omdraai. Die hele gedagte van metanoia sal jy dalk nog onthou, daardie gebeure van ek draai om, ek is besig om op 'n verkeerde pad te loop, dis nie die pad wat die Here vir my wil hê nie, ek draai om, ek loop weg van daardie pad af, is die tweede padteken. Die derde een het ons daardie belangrike een gehad van no-go's, geen toegang. As jy hier ingaan, weet jy skep vir jouself moeilikheid. Dis op jou eie risiko as jy geen toegangbordjie ignoreer. Dis nie waar jy hoort nie, dis hoekom daar sê, geen toegang, dis nie waar jy moet wees nie, bly weg, dan is jy veilig. Volgende netjie het ons bietjie nader aan ons eie lyf gevoel van slaggate. Hier om ons is die slaggate realiteit, en so ook in ons eie lewens, is daar dikwels 'n klomp goed wat slaggate kan veroorsaak. En hoe ons absoluut versigtig moet wees, want net soos wat jy 'n band kan afskryf as jy 'n gat mis, nie mis nie en deur hom ry, so kan jou geestelike lewe skade kry, wanneer jy deur slaggate van hierdie lewe gaan. Verlede keer het ons stilgestaan by kapers, by hijackers. En soos wat hijacking 'n realiteit in ons land is die grootste kaper, die Satan, daarop uit om ons lewens te kaap, nie net ons motor nie. En hoe die Here vir ons die volle wapenrusting gegee het van Efesiërs 6, om uiteindelik teen hierdie aanvalle van Satan staande te kan bly. En hoor dan vanmôre net weer, padwerke is so nodig in ons lewens. Soms moet ons maar stop. Soms moet die Here deur sy Gees vir ons geleenthede, omstandighede en mense gee, om uiteindelik vir ons in ons karakter te help vorm, sodat ons nader aan die Here kan leef. Dit is regtig my gebed, dat as jy in hierdie strate van ons gaan ry, en op die oop pad is, en jy sien hierdie padtekens langs die pad, en jy weet jy moet dit gehoorsaam om uiteindelik veilig te wees, dat jy dit sal deurtrek ook na jou eie geestelike lewe toe. Dat jy vir die Here dankie sal sê, dat hy so goeie Here is, dat hy gereeld oral aan mekaar padtekens in jou geestelike lewe vir jou oprig, sodat jy inderdaad veilig kan wees. Waar jy jouself bevind, watter deel of watter aspek van jou lewe jy, of watter oomblik van jou lewe jy op hierdie stadium is, jy mag en kan weet, as jy die padtekens wat die Here vir jou gee op jou pad het, wat op jou pad kom, gehoorsaam, sal jy inderdaad altyd veilig in sy hand wees. Mag die Here vir ons hierin help en seën. Amen.